Hallo almal. Hierdie tyd van die jaar is ons almal besig met Kersfees crafting, of die meeste van ons. En ek wil net graag vir julle kom bysê het. Ek het so lanklaas eintlik lank terug eintlik 'n blomme video gedoen en op die oomblik is ek baie lief om poinsettias te maak, as ek dit nou reg uitspreek. Die tipiese Kersfees blommetjie. En daar is, as ek nou so gier kry, dan is ons natuurlik sulke daai's in die winkel beskikbaar. So ek het vandag in die meer tradisionele kleure, ek het eintlik hierdie gesny om mooi reguit op mekaar te plak, maar toe kom per ongeluk so skuins neersit op my tafel, toe lyk dit vir my so mooi. So ek dink ek mag hom dalk skuins plak, ek besluit nog. Maar ek het so groot oversized tag gemaak met die 3D embossing folder en ek het my eie blare gekleur met ink. En daar agter het ek hierdie tennebolle daai gebruik en ek het hom 'n bietjie ink op sy punte gesit. Kyk hoe mooi tekstuur bring hy, die element van daai wat so opstaan is vir my baie oulik. Dit bring baie lekker tekstuur na jou projek toe. En dan het ek my eie poinsettia met ink gekleur ook. Ek hou daarvan dat daar variasies van rooie is, want geen blom en geen blare in die natuur is alles bloedrooi nie, alhoewel die poinsettia eintlik baie bloedrooi blom is. Ek hou van verskillende variasies daarvan te maak ook. Ek bedoel, dit is crafting, jy maak dit jou eie. Daar het ek meer lig in die middel gegaan, hier het ek weer 'n bietjie donkerder op die punte en ek het witterigheid gebruik. Hier het ek sommer 'n blou ene gemaak en hier ook witterige blou ene. Hier is ons nou weer 'n ligter een met 'n bietjie goue glitter spuit botteltjie op. So jy kan doen net wat jy wil. En hier het ek 'n pinke ook gemaak. En ek het van daai mooi pink stickers gebruik wat ek ook in die winkel het. Ek wil net vir julle wys hoe oulik is dit, want jy kry so lekker groot verskeidenheid. En dis nie jou gewone kitsch pink nie, van hulle so mooi vintage. En is ook nie 'n blink sticker nie, hy's redelik matte. Want daar kry jy nou weer 'n bietjie iets meer modern. So die verskeidenheid is so groot, jy kan dit amper saam met so baie goed gebruik. So ja, ek het net, en wie het nou gedink dat jy van so groot 'n prentjie af 'n hele mooi kaartjie kan maak met 'n poinsettia as jou focal point. En dit lyk so mooi. En die 3D embossing folder bring ook nou weer lekker tekstuur na die hele element toe. En ek het weer hierdie blare stelletjie. Hierdie blare is van dieselfde stelletjie af. Hy kom met 'n wat noem jy daai ene, die wat so, wat hulle gewoonlik hang in die films. Nou kan ek nie op die naam kom nie. Ek gaan nou na die video gaan ek die naam onthou. En dan daai enetjie is hierdie blare wat ek hier gebruik het. Hierdie een is die blare wat ek hier gebruik het. Bietjie meer fynner effek. So wat ek doen is ek sny my blare uit 'n witterige papier uit en dan vat ek verskillende groen inke. Ek gebruik hierdie Distress ink pads en dan druk ek dit 'n bietjie op my mat. Dan sal ek eers 'n ligter kleur vat, bietjie met water spuit en dan sal ek my daai kat wat ek nou uitgesny het vat, dan druk ek dit in dit. Dan maak ek eers die eerste laag droog. Dis baie belangrik tussen jou laag, want as jy nie tussen jou laag droog maak met jou heatkan of laat droog word natuurlik nie, dan gaan dit net een modderige gemors wees. So as jy graag so effek wil hê met die blare wat sulke verskillende kleure het, probeer dit 'n bietjie. Gaan kyk wat so groen ink het jy. Selfs daai teardrop inkies werk ook wonderlik met water. Jy hoef nie 'n duur ink te hê nie. Jy kan selfs bietjie speel met verf ook as jy wil. Maar baie belangrik, maak droog na elke kleur wat jy opsit. En dan druk jy hom net so hier en daar in, maak droog, gebruik die volgende kleur, druk so bietjie hier en daar in. En as jy klaar nou 'n paar kleure gedoen het, dan vat jy een van hierdie vingerdabbertjie borseltjies en jy vat 'n donkerige groen. Ek hou daarvan om die forest moss te gebruik om my randjies te doen. Dan gaan jy al om die randjies, net om hom lekker te laat uitstaan. En dan
hier en daar sal jy sien is daar sulke, ek hoop die kamera tel dit nou mooi op, sulke spatseltjies want jou vingerdabbertjie het mos so half 'n effek, nie 'n egalige sponsie nie. So as jy jou ink in die vingerdabbertjie druk en jy maak net so met die sponsie op jou blaartjie, dan los hy sulke kolletjies wat vir my baie mooi lyk, want dit lyk so soos in die natuur is al mos baie keer sulke spikkeltjies en kolletjies op blare. So net 'n tip oor blare. Ja, so kom ek wys vir julle hoe maak ek 'n poinsettia byvoorbeeld met die ink. Ek het hierdie twee het ek uitgesny. Die enetjie het ek uit 'n kriemkarton uitgesny. Sy blaartjies loop van baie groter na baie kleiner. As jy 'n kleintjie wil maak, kan jy net 'n paar van die kleintjies ook uitsny en jy leier hulle op mekaar. Hierso het ek hierdie ene gebruik en ek het hom van groot na klein geleier. En ek het hom in pink gemaak om by my tema te pas. So ons kan kyk hoe lyk hy in rooi. Ons gaan 'n rooi enetjie maak. Hierdie daai het ek uitgesny. Hy kom met 3 en ek het hom op hierdie ene. Dit is hoe hy uitkom as jy hom in mekaar sit. So ek gaan vir julle wys hoe ek dit tot daar kry en wat ek gebruik. Ek gaan vandag 3 verskillende rooi ink gebruik. So die eerste ding wat jy nodig het is rooi ink en 'n waterspuitbotteltjie. Hier's net plain water in. Nee, ons gaan nie die spuitbotteltjie gebruik nie. As ek vra om verskoning, dis hoe ek my blare maak. Ek het nou die makiet bietjie te mekaar geraak. Ons gaan die vingerdabbertjies of 'n blending tooltjie gebruik. Ek gaan vandag met 'n ligter kleur in die middel gebruik. So al wat ek gaan begin, so ek gaan net van die ligter kleur in die middel aansmeer. Net so 'n bietjie kyk of ek so klein bietjie kan inzoom hier, so dat julle beter kan sien. So ek gaan net van die ligter kleur bietjie in die middel aanwend op elke blommetjie. Jy kan selfs dieselfde 'n borseltjie ook gebruik vir elke kleur. Jy hoef nie noodwendig per kleur 'n borseltjie te hê nie. Rooi bly mos maar rooi, maar as jy nou regtig meer variasie wil sien tussen jou kleure, dan stel ek maar voor dat jy dalk 'n borseltjie per kleur kry. Ek merk myne sommer. Dan weet ek dis daai kleur se borseltjie. En ek vryf hom, ek begin in die middel en dan vryf ek hom so 'n bietjie na die buitekant toe. Jy kan selfs jou punte wit ook los, dit sal baie mooi lyk. Nou gaan ons ingaan met die ander kleure en dan blend ons hulle dat hy donkerder na die punte toe loop. Tweede laaste enetjie. Ek geniet dit so baie. Ek voel vir my of ek nie kan ophou om net nog 'n poinsettia daai te koop op die oomblik nie. Dis 'n groot probleem. Ek sien nog een en dan dink ek, wonder hoe gaan hy lyk. So nou gaan ek weer van buite af binne toe werk met my donkerder rooi. Hierdie is Lumberjack Plate, maar jy kan enige rooi van jou keuse gebruik. Ek vind hierdie is 'n baie mooi Kersfees en Valentynsdag rooi. Kyk hoe mooi lyk dit dat hy nou binne toe blend. Net optel hier dat jy net mooi kan sien. Okay. Ja, net bietjie vas, bietjie weg van die middelpunt af, want die middelpunt is nie so stewig soos die res van die blommetjie nie. So ek trek hom maar net daar bietjie vas, dat my blommetjie nie beskadig terwyl ek nog besig is om ink aan te sit nie. So
druk maar net die blaartjie met jou vinger vas. Sy. En hierdie ene. So, die volgende stap gaan wees om die blom bietjie te shape en daar gaan ons dan wel bietjie van die water spuitbotteltjie gebruik. Hy kom wel in op die video. Ek het onlangs 'n Kersfees swap klaar gemaak en ek het verskriklik baie geniet om die blomme te doen. Dit was net so lekker en dan jy kan dit doen in die kleur van jou tema en die Kersfeespapier wat ek gebruik het was rooi en blou en groen en dit het so mooi gelyk. Ek het van die blou blommetjies ook gebruik. Dit het so pragtig gelyk. Ok, so nou dit maak jou hande lekker vuil. So as jy graag handskoene wil aansit, doen maar so. Ek nie jou hande vuil maak nie en nie dalk nie jou. Ek het daarom gelukkig nie my naels op die oomblik gedoen nie, so nie jou naels opmors nie. Ok, nou kan ons net 'n wet wipe kry vir die tafel bietjie afvee. En nou gaan ons die blommetjies na die verkeerde kant toe draai so. En ons gaan net so lekker water spuit gee. Dan het jy 'n dikkerige foam maatjie nodig of enigiets wat lekker vir jou net 'n bietjie mee gaan gee, laat dit nie kliphard op jou tafel is nie. En van hierdie ballpoint tools wat jy by enige kraafwinkel kan koop. As jy nie kan kry, as jy sukkel om van dit te kry, laat weet my. Ek kan ook van dit kry. En jy gaan net jou toeltjie gebruik om jou blommetjie lekker bietjie shape te gee. Die nattigheid wat ons opsit voor die tyd, help dat jou blommetjie, wanneer hy nou droog word, so dan bly hy in die vorm wat jy hom gemaak het. En dan draai jy hom om en jy gee hom so lekker druk in die middel. Dat hy so lekker shape kan hê. So hy kan nou daar lê en bietjie droër raak. Dan vat ons die volgende ene. En ons gaan dieselfde met hom doen. En ons stop hom om en ons gee hom so lekker drukkie in die middel. So, kyk hoe mooi kry ons blommetjie reeds vorm. Ok. Dan die enetjie. Ons kyk of ons 'n kleiner balletjie het vir hom. Ja. Pas op om jou blommetjie te nat te spuit voor jy hierdie doen, dan gaan jy sukkel om hom te shape en hy mag dalk skeer ook. So ek spuit net so een klein spuitjie, so een klein mistpoel oor. Dit behoort genoeg te wees en dan sal jy jou blommetjie lekker kan shape. Ok, terwyl ons hom nou hier het, kom ons plak hom sommer en dan kan ons die ander enetjie doen. So al wat jy gaan doen is jy vat jou gommetjies en jy sit dit net daar rondom en ons begin by daai enetjie. Kyk om dat jou blaartjies nie reguit op mekaar is, dat dit nie reg oplaai nie, as dit nou die Engelse woord kan gebruik. Dat hy so bietjie in die middel van die twee blaartjies die kleiner enetjie pas. So, en dan skuif jy hom nou net lekker waar jy wil hê en dan gebruik jy die toeltjie weer om hom lekker vas te druk met die gom, dan sal hy nou mooi daar bly en dan kan jy nou die volgende enetjie ook bietjie gom daar om die middel en weer dieselfde storie dat die kleiner blaartjies so half in die middel van die twee groter
blare lê en gebruik jou toeltjie weer om die lekker vas te druk daarso. En weer dieselfde storieetjie. En daar het jy dit. Daar is jou blommetjie. En dan kan jy nou vir my lekker 'n mooi pareltjie in die middel sit of enigiets van jou keuse, 'n diamantjie of klomp klein balletjies wat jy met gom vassit. Peel nou 'n bietjie gom uit en dan kan jy jou puntjie so klein bietjie druk die heel grootste blommetjie om hom net so lekker 'n shapie te gee. Ekskuus, ek is nou van kamera afgegaan. Ek hou daarvan om die grootste blommetjie se puntjie net so bietjie te druk. Dan gee dit hom 'n baie mooi vorm. As daai gommetjie nou droog word, ek gebruik Dala se Jewel Bond, dan gaan jy dit eers sien nie. Die ander het ook so 'n bietjie uitgepeel. En dan om nou klein bietjie meer definisie te gee, kan jy nou nog 'n donkerder inkie vir die punte ook gebruik as jy graag wou. Jy kan dit op elke laagie ook doen as jy graag wil. Dan gee dit hom baie mooi definisie. Ja, voor jy hom plak natuurlik. Ja, en dit is so maklik soos dit. Nou gaan ons die ander daai, gaan julle sien, hy het 'n lyntjie in die middel wat ook gesny is. So hy vorm 'n bietjie anders. En dit is kom jy sal sien, hy bly ook makliker in daai vorm waar ons hom gedruk het, omdat hy daai gesnyde lyntjie in die middel het. So kom ons kyk gou as ons hom nou, ek het my maatjie gou hier een kant toe skuif. So hom nou 'n bietjie nat spuit en ons vorm hom. Kom ons gee vir hom 'n donker punt. Kyk hoe se lyk hy daarmee. O, dit lyk baie mooi. Dus net so 'n donker puntjie. Okay. Selfs 'n klein bietjie donkerbruin ink sal ook nou hiervoor werk. Het hoef nie 'n donker rooi te wees nie. Maar dit gaan maak dat mens baie mooi die blaartjie kan sien lê bo op die ander. Okay, dit lyk gommetjie so. Right, kom ons gee vir hom net so waterspritsie. En dan gaan ons na ons maatjie toe. Gaan ons nou weer ons groter balletjie gebruik. En ons werk hom net so bietjie van die binnekant af na die buitekant toe. En dan dop ons hom om. En ons gee hom net 'n lekker druk in die middel. Kyk hoe mooi vat hy vorm. Lyk so mooi. Okay. Die enetjie ook. Ek het 'n kleiner balletjie vir hom gebruik. Ja, is baie mooi. Nog lekker reeds baie mooi. Okay, en dan jou laaste leiertjie. Oepsie, ekskuus. Okay, ons begin sommer by die middelste een, ons plak van onderaf die keer. Ek gee hom net so lekker drukkie dat hy net daar bly. En dan weer net 'n bietjie gom in die middel.
So die donker punte doen regtig iets vir hierdie blommetjie. As jy nou kyk hoe hierdie ene lyk, dis dieselfde daai en ek het dieselfde ink gebruik. Hy lyk regtig baie mooi met die donker puntjies. So jy kan dit natuurlik uit gewone rooi karton ook sny. Maar ek wou net vir julle wys hoe mooi lyk dit as jy 'n bietjie ink gebruik of bietjie kleur op 'n manier inbring. Jy kan selfs met waterverf ook bietjie speel. Dit hoef nie met ink te wees nie. Maar ja, dit is ekskuus. En daar is jou, en as jy nou jou blaartjie by hom sit, dan lyk dit nou baie mooi. Daar is 2 blommetjies wat ons baie vinnig gemaak het.